Verlede jaar sit ek op 'n vliegtuig op pad George toe en ek sit toe ek boek altyd die kantrit want ek wil 'n bietjie een kant wees en ek is geneig om aan die slaap te raak op die vliegtuig. Maar op hierdie spesifieke vlug op pad George toe sit ek langs 'n vrou, 'n Engelse vrou, wat besluit het en wat gedink het, ek lyk nogal na iemand om haar hele lewensstorie te vertel, al haar uitdagings met my te deel, al haar probleme met my te deel, en veral met my te deel wat 'n vark van 'n baas sy voor werk. Soos julle weet, is George se vlug so 1 uur en 'n half, amper 2 ure lank, en ek het vir 'n hele uur lank het ek geluister, en nie 'n woord kon ek amper inkry, soos wat sy haar probleme met my deel nie. En ek wou net so 'n bietjie geslaap het, maar nietemin ek het toe besluit om te luister. Maar daar was 2 groot probleme gewees in hierdie gesprek. Nommer 1, sy is vlot Engels. En my Engels is very deliciously. So ek kon nie lekker met haar terugpraat nie, want ek het nie sulke vlot Engels wat ek ken nie. En die tweede probleem het gekom 'n uur na sy my al haar stories vertel het, vuil taal gebruik het en al die ander goed, duik die tweede probleem op. Die tweede probleem het opgeduik toe sy my die vraag vra, "Now what do you do for a living?" Wat doen jy vir 'n lewe? En ek tog toe met myself, wat gaan ek nou sê? En ek bly spesifiek stil en ek sê, "I'm a reverend." Dis nou 'n dominee. En in daai split oomblik toe daai woorde by my mond uitkom, toe verander haar lyftaal, toe verander haar taal wat sy praat, toe is haar taal ewe skielik skoner, en toe het sy absoluut geen meer probleme in haar lewe nie, en sy het vertel vir my waar in Johannesburg sy en haar man inskakel in 'n kerk, en die Here is so goed vir 'n mens. Maar 'n uur later toe was dit chaoties geweest, soos wat sy vertel het hoe haar lewe gegaan het. En in daai oomblik besef ek net wat ek verlede week ook gesê het. Die realiteit van ons lewens. Baie getuig met hulle mond, maar hulle hart is ver weg van die Here af. Baie getuig met hulle mond, maar hulle hart is ver van die Here weg. Hierdie is 'n tipe geloof wat gekenmerk word as 'n halfhartige geloof. Dit is hierdie geloof wat jy een keer op 'n Sondag as jy godsdienstig en op 'n Maandag en 'n Dinsdag wanneer jy by die werk instap, het jy totaal en al vergeet van Sondag se godsdiens. Dis die halfhartige geloof wat hierdie skietgebede opstuur. Wat Bybel lees net om die gewete stil te kry. In plaas daarvan om te volhard in jou verhouding. En die realiteit is, familie, kerke vandag in die algemeen, sit vol mense, wat dink hulle is reg. Wat dink hulle is op pad hemel toe. Wat in hulle hart glo hulle is op pad hemel toe. Maar uiteindelik is hulle so lou, is net nie waar nie. Het hulle so halfhartige Christendom begin volg, dat hulle een voet in die kerk is, een voet naby die Here is, en die ander voet is hulle maar in die wêreld. Ons doen maar wat die wêreld sê. Oop oë is hulle op pad hel toe. Oop oë stap hulle salig op die breë weg. Hoekom dink jy het Jesus dit so duidelik gestel in Matteus 7 vers 13 tot 14? Hy sê, gaan deur die nou poort in, want breed is die pad en wyd die poort wat verderf lei, en daar is baie wat daardeur binne gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal is die pad wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ek wil net daar vir 'n oomblik stil staan. Ons het al so baie hierdie spesifieke teks gekwoteer, hierdie spesifieke teks oor gepreek. Het jy al gedink aan hierdie woorde? En veral in 'n tyd waarin ons vandag lewe? Besef jy hoe breed is hierdie weg wat werklik na die verderf lei? Besef jy hoe baie mense is op daai pad? Besef jy die ernstigheid van dit? Net van hierdie paar verse wat Jesus sê. Besef van die waarskuwing en die roeping wat die Here sê met hierdie woorde. Familie, die vraag is eenvoudig vermoere is, so watter pad is jy? Waarop is jy? Watter pad is jy besig om te volg? Op die breë weg, die wêreldse pad, of is jy op die smal pad saam met die Here?
Kom ek wees baie eerlik met jou vanmôre en baie reguit, kerk gaan jou nie in die hemel kry nie. As jy dink om baie meer kerk toe te gaan, dis goed, dis uitstekend. Ek love it, so gaan jy groei. Maar die kerk gaan vir jou nie in die hemel kry nie. Ek gaan jou nie in die hemel kry nie. 'n mooi lewe gaan jou nie in die hemel kry nie. Baie kennis van die woord gaan jou nie in die hemel kry nie. 'n oppervlakkige verhouding of 'n oppervlakkige gebedslewe gaan jou nie in die hemel kry nie. Daar's een ding wat jy in die hemel gaan kry. Een ding, en dit is deur bekering, deur wedergeboorte en 'n aktiewe en deurlopende verhouding met Jesus Christus. Niks anderste nie. Niks anderste nie. Johannes 3 vers 3 sê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. My en jou verlossing en saligmaking word net op een plek gevind, en dis die persoon en werk van Jesus Christus. Dit wat hy aan die kruis gedoen het. Vandag is Palm Sondag. Hoe hy in Jerusalem ingekom het, hoe die takke neergelê was, die palmtakke neergelê is, op pad na 'n kruis toe, 'n wrede kruis, sodat ek en jy saligheid vandag kan hê, sodat ek en jy verlossing vandag kan hê. Volgende week is Paasfees, en ons praat van Goeie Vrydag. Daar's niks goeds aan Goeie Vrydag nie. Dit was 'n wrede dag. Dis 'n wrede moord wat plaasgevind het. Vir my en vir jou. Vir my en vir jou. Maar nee. Dit is nie die boodskap van vandag nie. Dit is nie die boodskap van die wêreld nie. Ons praat liewers oor God se liefde. God is liefde en hy sal weer en weer vergewe. En is oké. Jy's oké. Hou net vas in God se liefde. Ek het in die week met iemand gepraat en ons praat oor 'n spesifieke onderwerp, 'n baie moeilike onderwerp, en hy sê, nee, maar God se liefde oorskare al daai ander goed. Liewe aarde, familie, en wat het ons verval? As ons net vashou in een spesifieke element of een spesifieke eienskap van God se liefde, wat van sy toorn, wat van sy regverdigheid. As jy wil weet hoe regverdig en hoe God se toorn lyk, gaan kyk na die kruis. Gaan kyk waardeur Jesus gegaan het. Daai oomblik, onthou hy is volle mens, volle God, aan daai kruis vasgespijker. En op daai oomblik draai God sy gesig weg en die Here sê, my God, waarom het U my verlaat? Waarom het U my verlaat? Ek weet nie in watter evangelie ons begin verval het, of die wêreld begin verval het nie. God se woord is baie duidelik in Handelinge 4 vers 12. Hy sê, hy bring die verlossing en niemand anderste nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Daar's niks. Daar's absoluut niks nie. Nie 'n goeie lewe nie, nie as jy baie kerk toe kom nie as jy hierdie ding of daai ding doen nie. Nee. Daar's een persoon wat jou kan red en wat jou kan verlos, en dis Jesus Christus. Niemand anderste nie. 2 Timoteus 1 vers 9 sê, hy het ons verlos en geroep met 'n heilige roeping. Nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Sy eie besluit. As God nie wou jou gered het nie, as God nie vir jou verlossing wou bied nie, sou hy nie jou plek op daai kruis ingeneem het nie. En sou ek en jy in groot moeilikheid gewees het vandag. Groot moeilikheid. Jy kan hoe mooi lewe lei, jy kan baie kerk toe gaan, jy kan jou Bybel goed ken en steeds op pad hel toe wees. Steeds. Halfhartige geloof waar woorde en hart nie by mekaar kom nie. En dan sê die woord vir ons in Romeine 10 vers 10, hy sê, want met die hart glo ons en word ons so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word ons verlos. Jy sien, die probleem met hierdie skrifgedeelte is die hart en die mond kom partykeer nie ooreen nie. Die hart is ver van God af, maar die woorde is naby. Jy kan nie die twee van mekaar afskei nie. God vra nie net jou woorde nie. Hy vra nie net jou dade nie. Hy vra nie net jou hart nie. Hy vra alles. As jy dit nie geweet het nie, wil ek dit vandag vir jou sê. God vra alles. Jy kan nie sê, as jy tot bekering kom daai dag, Here, 90% gee ek vir U, en die ander wil ek vir myself hou nie. Die ander 10% wil ek vir myself hou nie. Dit gaan nie werk nie. Dan gaan jy beland in 'n plek van louheid. En jy gaan nie kan verstaan, hoekom kan jy nie nader aan die Here beweeg nie? Hoekom gaan hierdie gebede nie verder as hierdie plafon nie? Want jy hou nog terug. Hy soek alles
Matteus 23 vers 27 tot 28. Hy sê, wee julle skrifkenners en die fariseërs, onthou, hierdie ouens het die woord geken. Die ouens het nie eens nodig gehad om te lees nie, hulle kon dit vir jou opnoem. Hulle was geleerde mense. Hulle het geweet wat staan in die woord. Hy sê, wee julle skrifkenners en fariseërs, skyn heilig is, want julle is soos wit gekalkte grafte, wat van buite pragtig lyk, maar van binne is julle vol doodsbeendeure, en elke vorm van onreinheid. So lyk julle inderdaad ook van buite vir mense regverdig, maar van binne is julle vol skynheiligheid en wetteloosheid. Dis die lokval wat baie van ons intrap. Dis die lokval wat die vyand vir ons opstel. En ons noem dit gemaklike Christendom. Gemaklike Christendom. Nou in Openbaring 3 vers 15 praat Jesus en hy kla eintlik hierdie gemeente in Laodicea aan en hy skryf hierdie woorde, hy sê, ek weet alles wat julle doen. Hy sê alles. Selfs daai goed wat ons wegsteek, sê ek weet alles, ek ken alles. Ek weet dat julle nie koud is en ook nie warm is nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk. Ons het niks meer nodig nie. En dan sê hierdie woorde, julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. En dan vers 19 gaan hy verder, hy sê, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Jesus sê nie ek nie, Jesus sê, my en jou louheid gaan veroorsaak dat ek en jy uit sy mond uitgespoeg word. Uit sy mond uitgespoeg word. Hierdie boodskap, hierdie paar verse wat hy vir hierdie gemeente skryf en wat hy dit vandag vir my, vir jou skryf, kan getitel word, word wakker Christen. Word wakker Christen. Want hoeveel kere sit ons nie in kerkbanke reg oor die wêreld en ons dink ons is okay, maar ons is vas in die slaap. En my vraag aan jou is vanmôre, wat as die Here vandag kom en hy vang jou in die slaap? Wat dan? Dan is daar nie tyd om te sê, o aarde, ek sal volgende week regmaak, ek sal oormôre regmaak, of ek sal meer bid, of ek sal meer Bybel lees. Daar's nie meer tyd nie. Word wakker, Christen. Nou net so 'n bietjie agtergrond rondom hierdie dorp Laodicea. Dit was 'n verskriklike welaf gemeenskap in die Romeinse Ryk. Baie wel af. Eintlik die rykste van die 7 stede in Asië. Op 'n stadium was daar 'n aardbewing wat hulle getref het en daai aardbewing het letterlik alles verwoes. Maar hulle het op hulle eie as gemeenskap het hulle daai hele plek opgebou. Op hulle eie, sonder enige hulp. So hulle was verskriklik wel afgewees. Hulle was ook bekend vir 'n baie bekende en baie effektiewe oogsaal wat hulle geproduseer het in die stad. Maar hulle het een groot probleem gehad. Een massiewe probleem. En dit was water. Hulle het nie gesonde en goeie water gehad nie. Hulle moes water gekry het van 'n hele ander dorpe af. Daarso kan julle dit nou baie mooi sien. Een was Hierapolis gewees wat warm water gehad het. En dit was ook bekend vir genesingswater gewees, en die ander ene was Colossae wat lekker koue bergwater gehad het. Maar die probleem was agter gewees, die volgende foto's sal julle sien, het hulle die water in sulke kanale afgestuur tot by die dorp af. Maar teen die tyd wanneer dit by Laodicea uitgekom het, was dit lou gewees, was dit nie meer lekker gewees nie, dit was sleg gewees. En nie net dit nie, dit was al klaar besmet met verskriklike bakteria, en dit het die mense siek gemaak. Hulle het opgooi gehad en diarree gehad en allerlei tipe van 'n goed wat hulle gehad het. Nou gebruik Jesus hierdie vergelyking. Hy sê basies met hierdie stelling wat hy maak om te sê ek is op die punt om julle uit my mond uit te spoeg. Hy sê ek voel so naar soos wat julle naar raak van daai water. Ek is op die punt om julle uit te spoeg. Julle louheid is veroorsaak dat ek siek raak eintlik, sê hy.
Nou die Griekse woord wat gebruik word is die woord emio, wat direk vertaal in die volgende woorde in Engels. Hy sê, to vomit, to throw up, to spew out forcefully, it conveys a strong visceral reaction of rejection or repulsion. Ek wil hê jy moet besef vanmôre dat louheid is nie aanvaarbaar nie. Jy sê dalk nee, maar ek het nie sonde in my lewe nie. Ek is okay, ek gaan kerk toe, ek doen die regte ding, ek gee my 10de, ek help by liefdadigheidsorganisasies, ek is 'n goeie mens. Ek wil vir jou sê jy's ellendig en jy besef nie hoe bejammerswaardig jy eintlik is nie. Arm en blind. Arm en blind. Louheid is nie vir die Here aanvaarbaar nie. 'n Gemaklike Christen lewe is jy op pad hel toe. 'n Gemaaksone is giftig. 'n halfhartige geloof is iets wat die Here verwerp en wat die Here van afskeid het. Hy sê, omdat jy sê, ek is ryk, ek is skatryk geword, ek het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy ellendig en bejammerswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Familie, is dit nie maar hoe ons leef nie? Is dit nie maar hoe ons lewe partykeer lyk nie? Moenie vir my sê hoe ek moet lewe nie, want ek sal lewe soos wat ek wil lewe. Ek sien nou die dag toe ek ry, toe is daar so bumper sticker gewees op iemand se kar. Ek hoop nie dis een van julle sinne nie wat sê go big or go home. You live only once. Ek wou amper die persoon net aftrek en net sê, hoorie, kan ek net vir jou deel dat daar's 'n lewe wat wag. Daar's 'n lewe wat wag. Ons soek en ons soek en ons soek en ons leemte word nie gevul nie, want ons besef nie dat die leemte in ons lewens kan net gevul word deur Jesus Christus. Jy besef nie dat jy ellendig en bejammerswaardig is nie, armlastig, blind en kaal nie. Nou, hoe weet jy is lou? Daar's 5 tekens wat ek vanmôre net kortliks met jou gaan bespreek. Nommer 1, jy smag na aanvaarding van ander mense eerder as om deur God aanvaar te word. Wat ander mense van jou dink is baie meer belangriker. Hulle moet liewer net nie vir my kwaad wees nie. Hulle moet daarom net hierdie vroom prentjie van my sien. Hulle moenie weet wat by die huis werklik aangaan nie. Ons wil aanvaar word deur die wêreld. Ons soek goedkeuring deur die wêreld. Sê nee, dit is nie so nie, gaan maak 'n draai by die skole. Joshua is in graad 1 by die skool en hy kom al klaar huis toe en sê, nee maar sy maatjie se ouers het hierdie ding of daai ding, hy soek ook nou hierdie ding, hy soek ook nou hierdie horlosie, hy soek ook nou hierdie selfoon, hy's graad 1. Ons wil aanvaar word deur die wêreld. Ons wil nie uitgestoot word nie. Die oomblik wanneer ons uitstaan, dan word ons uitgestoot en dan word ons nie deel van hierdie wêreld nie. Die tweede ding is, jy rasionaliseer sonde. Jesaja 5 vers 20 tot 21, wee hulle wat die slegte dinge goed noem en die goeie dinge sleg, hulle wat die duisternis tot lig maak en die lig tot duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wee hulle wat wys is in hulle eie oë en hulle self as verstandig beskou. Hoeveel kere sit ons nie maar so nie en sê ons ook vir onsself, ag maar ek is daarom nie so sleg soos daai ou nie. Ek het daarom 'n goeie lewe, ek neem daarom goeie besluite, ek doen nie sonde nie, ek doen nie groot sonde nie, ek het maar daai klein troetelsondertjie in my hart, maar dit maak nie skade nie. Ons is besig om te redeneer en vir onsself te sê, maar hierdie is okay, hierdie sonde is okay. Familie, dit werk nie so nie. Jy kan nie dit goedkeur nie. Jy kan nie laat dit voortlewe in jou lewe nie. Dit begin klein en dit word al hoe groter en groter. Ek wou hierdie vergelyking gebruik het en ek dink ek moet dit dalk. Is soos 'n miskryer. Is 'n klein nou bietjie en dan voordat jy weet word dit al hoe groter en groter en groter en groter. Jy kan dit nie toelaat nie. En die derde moontlikheid is dat jy deel selde jou geloof met ander mense, jou geloof in Christus. Wanneer laas het jy iemand na die Here gelei? Jy sê, okay, nee, dit is moeilik, dis die predikant se werk. Okay.
Wanneer laas het jy vir iemand vertel wat die Here gedoen het in jou lewe? Wanneer laas het jy van die goedheid van die Here getuig by mense? Nee, ons hou vas aan al die ander goede. Ons wil kritiek wees en ons wil ons lewe lei en ons wil hierdie ding doen en ons wil daai ding doen en daai ding. Wat van God? Wanneer kan ons net so bietjie ons fokus draai en God deel met mense? Ek glo baie sterk eendag wanneer ons voor die Here staan, gaan hy sê, en daai kollega by die werk, daai geleenthede wat ek gegee het vir jou, wat het jy gedoen? Het jy Jesus gedeel? Daai familielid, wat jy weet nie by my is nie, wat jy weet ongered is, wat het jy gedoen? Het jy getuig? Jy sien, ons is baie goed om geheime Christene te wees. Ons is baie goed daarmee. Ons wil nie hê dat mense weet nie, want net toe dink mense ons is vreemd. Ons is vreemd. Hoor wat sê Jesus, Matteus 10 vers 32. Hy sê, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. En dis daai gedeelte wat hy sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Wanneer laas het jy gedeel? En die vierde rede is, jy draai net na God wanneer jy iets nodig het. En ek dink meeste van ons is baie skuldig hierin. Ons draai baie keer en baie vinnig na God toe. As ons deur 'n moeilike tyd gaan, is ons by hom. Here, help ons asseblief, ons sukkel met hierdie ding, ons het 'n groot uitdaging, ons gaan deur hierdie groot krisis, en wat gebeur na die tyd? Ons vergeet weer en ons word weer lou. Jy word so warm wanneer jy deur 'n krisis gaan, is net nie waar nie. En dan die vyfde is, jy verskil nie veel van die wêreld nie, en dis 'n baie hartseer ding. Baie hartseer. In Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld lief hê, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles in die wêreld, dit wat die liggaam begeer en dit wat die oë begeer, arrogante spoggery oor besittings, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in alle ewigheid. Openbaring 3 vers 19 staan hierdie woorde in die boodskapvertaling sê, sit skouer aan die wiel, los die afdraaipaadjies en stap net agter God aan. Los die afdraaipaadjies, stap net agter God aan. Familie, is dit nie dalk tyd dat ek en jy bietjie opstaan vir ons geloof nie? Bietjie tyd wat ons bietjie ons geloof ernstig opneem, ons verhouding met God ernstig opneem, en begin doen wat God van ons verwag. In die week gesels ek met iemand en ek het hierdie gesprek met hierdie persoon, hierdie bekeringsboodskap met hierdie persoon. En hy sê, ag, maar 1000 jaar van tevore af het hulle ook gesê, Jesus kom binnekort. Daar's nog baie tyd voordat hy kom. Dalk is hy reg. Maar wat as hy verkeerd is? Wat as dit vandag is? Wat as dit môre is? En ek wil jou die vraag vra vanmôre, vir elkeen van julle, elke liewe persoon wat in hierdie gebou vanmôre sit, en jy moet dit antwoord in jou hart. Het jy die absolute sekerheid dat jou saak reg is met die Here en dat jy op pad hemel toe is? Het jy die absolute sekerheid dat jou sondes is vergewe, dat jy verlossing ontvang het en dat jou siel gered is? As jy vanmôre hierso sit en jy voel ongemaklik en jy weet nie hoe om hierdie vraag te antwoord nie, en daar sê ja, maar, dan moet ek vir jou sê, jy is op 'n baie gevaarlike plek. 'n Baie gevaarlike plek. En jy moet by die Here uitkom, so gou as moontlik. So ten slotte, voordat ons oorbeweeg in die nagmaal, hoe draai jy van 'n halfhartige geestelike lewe na 'n volle, toegewyde Christuslewe? Daar's die normale lysie van woord, bid, bedien, getuig, fellowship gee, aanbid en draai weg van jou sonde. Alles absoluut korrek. Jy moet dit doen in jou lewe. Alles, nie net een nie, alles. Maar daar's so 4 ander goed wat ek graag wil hê jy moet ook doen.
Doen elke dag iets wat jou geloof gaan benodig. Wat jou geloof gaan uitdaag. Kies iets in jou dag wat vir bietjie gaan geloof vereis. Die tweede ding is, in plaas daarvan om besorg te wees oor wat ander dink, raak besorgd oor wat God van jou dink en of jy aanvaarbaar is vir hom. Derdens, in plaas daarvan om jou sonde uit te redeneer, erken en bely jou sonde en laat toe dat die Heilige Gees jou skoon maak van binne af. En 4, in plaas daarvan om jou verhouding met Christus weg te steek, wees bold. Die Engelse woord sê, wees bold. Deel en leef openlik vir die Here. Hou op om die Here te vra vir 'n gemaklike lewe. Vra hom eerder vir sterker geloof. En dan 5, moenie net na God toe draai wanneer jy in die moeilikheid is nie, draai daagliks na hom toe, in die goeie en in die slegte. Daar is 'n uitnodiging vanmôre wat die Here vir jou gee, en vir my gee, in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en daar klop die Here al vir 'n geruime tyd in jou hart. En jy maak nie oop nie. En jy probeer dit stil maak deur dinge in die wêreld na te jaag. Jy probeer dit stil maak deur 'n besige program. Jy probeer dit stil maak sodat jy net nie by daai deur hoef uit te kom nie. Hy gee vir jou die uitnodiging. Hy sê, kyk, ek staan by jou deur en ek klop. As jy my stem hoor en jy die deur oopmaak, sal ek ingaan na jou toe en saam met jou eet en jy saam met my. Baie persoonlik. Baie persoonlik. So my vraag aan jou vanmôre is, gaan jy jou hart se deur oopmaak vir hom om in te gaan, om binne te gaan, om jou lewe van binne af te transformeer na buite toe?